Goeiemôre en baie welkom by ons aanlyn diens vanoggend. Dis 'n voorreg om in die naam van die Here bymekaar te kom. Mag hy vanoggend sy woord aan jou oopbreek en welkom aan ons geloofsfamilie. Ons kyk nas fotum na 'n bekende gedeelte hier uit Jeremia 29 uit, vers 11, wat ons almal al dalk een keer van tevore gehoor het. Ja, ek ken die planne wat ek vir julle het, is die uitspraak van die Here. Dit is planne van voorspoed en nie teenspoed nie, om aan julle 'n toekoms en hoop te gee. Geliefdes in die Here, ek groet julle in die naam van die Here, wie se plan vir jou lewe sal waar word. Amen. Kom ons loof en prys die Here deur 'n lied saam te sing wat getuig van sy almag. In die bekende filmreeks, die Shrek flieks, stel Shrek die aanvanklike wrede ouer 'n baie hoë eis aan sy onverwagse troeteldier en later sy vriend Dankie. En dan wanneer Shrek Dankie se pogings om hom te troos bietjie afsny met 'n wat oorspronklik eintlik 'n hartverwarmende oomblik was, en dan is hy grof en sarkasties met hom, dan uiter hy 'n frase wat nogals bekend aan ons is. That'll do, Dankie, that'll do. En hierdie frase vind eintlik sy oorsprong in die bekende frase wat boer Haggett aan sy onverwagste troeteldier by geuiter het, 'n speenvarkie, wanneer hy vir hom sê, that'll do, pig, that'll do. En dit dui daarop dat iemand se poging eintlik genoeg is. In Johannes 19 kom Jesus se kruisdood al hoe nader en een ding moet ek en jy verseker weet. Wat hier gebeur is nie toevallig nie, maar dit vorm alles deel van God se volmaakte heilsplan vir die wêreld en ook met Jesus se lewe. En wat Jesus dan uiteindelik in hierdie gedeelte doen hier in Johannes 19, dit is meer as genoeg. Jesus stel vir my en jou ook die volmaakte voorbeeld hoe om aan God se plan vas te hou ten spyte van die omstandighede of die probleem wat voor ons is. En hier in Johannes 19 is dit ook nie anders nie. Ons weet dat hy sy dood nader en tog te midde daarvan hou hy aan die Here vas en die plan wat die Vader vir hom het. Ons het laasweek in Johannes 18 gehoor dat hy tydens sy verhoor, nadat hy gevangenis geneem is deur Pontius Pilatus verhoor is, en hy het vir hom hier gesê, hiervoor is ek gebore. Met ander woorde, ek is gereed hiervoor, ek is reg, ek hou vas aan wat die Vader vir my beplan. En in hierdie week se gedeelte in hoofstuk 19, wanneer hy weer voor Pilatus verskyn, en Pilatus weer eens geen skuld in hom vind nie, en hom aanhou uitvra, kom verklaar hy sy geloof in die volmaakte plan van bo. Hy hou daaraan vas, maak nie saak wat nie, en hy stel 'n voorbeeld vir ons hierin.
Jesus het homself as die volmaakte plaasvervanger aangebied en almal wat op hom vertrou, word vrygemaak van hulle sonde. Jesus se lyding en sy dood het aan God se geregtigheid voldoen en hy kon aan hierdie roeping en sy doel op aarde vashou en homself konstant herinner dat dit alles sal uitwerk soos wat die Vader wil en dat sy Vader in beheer is. Hy kon oorgee aan God se volmaakte plan. Kom ons lees saam uit Johannes 19 vers 1 tot 16. Toe het Pilatus Jesus geneem en hom laat gesel. Die soldate het 'n kroon van doringtakkies gevleg en dit op sy kop gesit. Hulle het ook 'n purperrooi mantel vir hom opgehang en na hom gegaan en aangehou sê, "Gegroet, koning van die Jode." En hulle het hom herhaaldelik geklap. Pilatus het weer uitgekom na buite en vir hulle gesê, "Kyk, ek bring hom vir julle na buite, sodat julle kan weet dat ek geen skuld in hom vind nie." Jesus het uitgekom na buite met die doringkroon op sy kop en met die purperrooi mantel om. Pilatus sê toe vir hulle, "Kyk, die mens." Toe die leierpriesters en die tempelwagte hom sien, het hulle geskreeu, "Kruisig, kruisig." Pilatus het vir hulle gesê, "Vat julle hom en kruisig hom, want ek vind geen skuld in hom nie." Die Jode antwoord hom toe, "Ons het 'n wet en volgens die moet hy sterf, omdat hy homself seun van God gemaak het." Toe Pilatus hierdie woorde hoor, het hy nog meer beangs geword. Hy het die praetorium weer binne gegaan en vir Jesus gesê, "Van waar is u?" Jesus het hom egter nie antwoord gegee nie. Pilatus sê toe vir hom, "Praat u nie met my nie? Weet u nie dat ek volmag het om u vry te laat, maar ook volmag om u te laat kruisig nie?" Jesus het hom geantwoord, "U sou geen volmag oor my gehad het as dit nie van bo aan u gegee is nie. Daarom is hy wat my aan u oorgelewer het aan 'n groter sonde skuldig." Van die oomblik af het Pilatus aanhoudend probeer om hom vry te laat, maar die Jode het geskree, "As u hierdie man vrylaat, is u nie 'n vriend van die keiser nie. Elkeen wat homself koning maak, verset hom teen die keiser." Toe Pilatus hierdie woorde hoor, het hy Jesus na buite gebring en op die regbank gaan sit en die plek wat klipplaveisel genoem word in Hebreëus Gabata. Dit was die voorbereidingsdag vir die Pasga, ongeveer die 6de uur. Toe sê Pilatus vir die Jode, "Kyk, daar is julle koning." Hulle het egter geskreeu, "Weg, weg met hom, kruisig hom." Pilatus sê vir hulle, "Moet ek julle koning kruisig?" Die leierpriesters het geantwoord, "Ons het nie 'n koning nie, slegs die keiser." Toe lewer hy hom aan hulle om gekruisig te word en hulle het Jesus weggelei. So hier begin Jesus se lyding en sy pad na die kruis. Hy word eers gemartel, gegesel met 'n sweep met stukkies been en stukkies metaal op die punt. En dit is so ontwerp om die vleis uit Jesus se rug uit te ruk wanneer hy daarmee geslaan word. Jesus is die lydende dienaar wat in Jesaja voorspel is. 'n Kroon word op sy kop geplaas, die bloed drup op sy rug en dit drup oor sy gesig en hy ly in ons plek. En dan is hy terug by Pilatus. Pilatus bevind hom in 'n baie moeilike situasie. Hy weet daar is geen wettige rede om Jesus te kruisig nie. Hy sê in vers 4 tot 6, Pilatus het weer uitgekom na buite en vir hulle gesê, "Kyk, ek bring hom vir julle na buite sodat julle kan weet dat ek geen skuld in hom vind nie." Dan weer in vers 6, "Vat julle hom en kruisig hom, want ek vind geen skuld in hom nie." Hy probeer hier uitkom, maar die Jode hou net aan om Jesus te beskuldig van godslastering. Hy het geweet dat hy God is en hy het vir hulle gesê, hy is God. Hiervan het die Jode hom beskuldig. En Pilatus gaan terug in die praetorium in en hy vra dan weer vir Jesus, "Maar wie is jy dan nou?" En dan is daar eintlik 'n debat van waar die mag nou werklik lê. Lê dit op aarde of in die hemel?
tussen Pilatus en Jesus. Ons lees in vers 6. Hy het die praetorium weer binne gegaan en vir Jesus gesê, van waar is u? Jesus het hom egter nie 'n antwoord gegee nie. Pilatus sê toe vir hom, praat u nie met my nie, weet u nie dat ek volmag het om u vry te laat, maar ook volmag om u te laat kruisig nie. Jesus het hom geantwoord, u sou geen volmag oor my gehad het, as dit nie van bo af aan u gegee is nie. Hierdie vorm eintlik die klimaks van hierdie hoofstuk, en dit is eintlik 'n klimaks hier en nou vandag nog vir elkeen van ons. God is in beheer. Jesus maak dit duidelik hier. Jy doen net wat my Vader jou toelaat om te doen. En hierdie tel vandag nog en elke dag nog vir ons as gelowiges. Selfs wanneer slegte dinge gebeur, ons antwoord nie aan die wêreld of aan mense nie. Ons antwoord aan God alleen. En dan lees ons verder van hoe Jesus gekruisig is. Ons lees in hierdie gedeelte ook hoe hy die sorg van sy ma aan sy geliefde disipel en ook ons skrywer Johannes oorgee. En dan uiteindelik vanaf vers 28 lees ons hoe Jesus sterf. Ek lees vers 28 tot 30 vir ons saam. Hierna het Jesus, omdat hy geweet het dat alles reeds volbring is, en sodat die skrif vervul sou word, gesê, ek is dors. Daar het 'n kruik vol suurwyn gestaan. Hulle sit toe 'n spons vol suurwyn op 'n marjolyntak en bring dit na sy mond. Toe Jesus die suurwyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy kop vooroor gebuig en sy gees oorgegee. Hierdie is nog 'n vervulling van die skrif waar Jesus hier kom sê ek is dors. En soos die lewe eintlik uit hom uitloop, kom die skrif tot vervulling. Ons drink terug en ons lees saam uit Eksodus 12 uit, voor die uittog uit Egipte uit, dat dit ook 'n marjolyntakkie was, wat hulle gebruik het om die bloed aan die deurkusyne te verf en te smeer, sodat die dood by hulle sou verbygaan, by die Israeliete sou verbygaan. En dit is dieselfde tipe takkie wat dan hier gebruik word, want uiteindelik doen Jesus hier dieselfde. Hy kom voorsien verlossing deur sy dood aan die kruis vir elkeen van ons, sodat die dood by ons wat glo sal verbygaan. Hy is die volmaakte offer wat in ons plek sterf, sodat ons verlossing kan ontvang. Om saam te vat, ons voltooi elke dag eenvoudige projekte om werk toe te gaan, om die huis skoon te maak of om aandete te maak. En hierdie take is nie eens noodwendig die moeite werd om te onthou nie, maar die dinge wat die meeste vir ons beteken, het ons vermoëns getoets. Ons het iets nuuts daaruit geleer of dit het ons op 'n manier verander. Daardie prestasies bly ons die meeste by. Die grootste werk van Jesus Christus se lewe was 'n missie wat min mense ooit sou aanvaar en wat niemand anders ooit sou kon voltooi behalwe hy nie. Sy hele lewe het na sy dood gewys, 'n wrede en onregverdige teregstelling waarvan ons hier in Johannes 19 lees. Maar toe hy sy werk voltooi het dit die geskiedenis verander. En dit was genoeg. Dit is volbring. God se plan, die meesterplan, die heilsplan, die groter plan wat God vir ons en vir die wêreld gehad het, was voldoende. En dit is volbring deur Jesus Christus se kruisdood. That'll do. That'll do. Dan kan ek en jy maar net vandag dink aan ons eie reaksie hierop. Hoe reageer ons op die kruis in ons eie lewens? Hoe het hierdie kruis jou lewe en jou ewigheid kom verander? Ons hoef nie te wonder oor ons verlossing nie. Ons kan met sekerheid weet ons is gered. So ons enigste ware reaksie is maar eintlik net dankbaarheid. Om dankbaar te wees vir wat Jesus se liefde vir ons kom doen het. Sy liefde vir ons het hom na 'n kruis toe gestuur om ons elkeen te red. Ons kan Jesus se diepe liefde vir ons vier deur hom te aanbid
en deur hierdie goeie nuus ook met ander te deel, sodat hulle ook sal glo. Mag ons dan ook in oomblikke van benoudheid en angs onthou, daar is 'n volmaakte plan van bo. God is in beheer en ons kan daaraan vashou. Ons kan vashou aan ons geloof in hom. Mag ons nooit vergeet dat die oorwinning reeds behaal is nie. Mag ons onthou en vashou aan hierdie woorde wat Jesus geuiter het. Dit is volbring. Dit is genoeg. That'll do. Kom ons gaan leef in die oorwinning en met dankbaarheid vir wat Jesus vir ons kom doen het aan die kruis. Amen. Kom ons bid saam. Here God, ons kan nie genoeg dankie sê nie. Jesus, U wat die kruisdood verduur het, wat die dood verduur het, om vir ons die lewe te kom gee. En Here, wanneer ons hierdie oomblikke op die kruis weer so herleef, wanneer ons dink hoe U gemartel is, hoe U gelei het, sodat ons vergewe kan word ons gevul met dankbaarheid. Ons is dankbaar vir die opoffering. Ons is dankbaar vir die volmaakte plan, Here God, wat U vir ons gehad het, deur self mens te word, en om in ons plek te sterf. Dankie dat U vir ons elkeen gesterf het. Dankie dat U ons vergewe het. Dankie dat U as ons aan die kruis gehang het, sodat ons die ewige lewe kan hê, sodat ons verlos kan word. Ons enigste werklike reaksie hierop is dankbaarheid. Ons is so dankbaar, Here. Dankie, Here, dat dit volbring is. Dankie vir U liefde. Ons is so lief vir U. Amen. Neem gerus 'n oomblik en kyk na ons afkondigings. Dit is met groot hartseer dat ek ook deel dat Rietie van Rooyen Vrydag oorlede is. Ons dink aan haar kinders en haar familie in hierdie tyd. Mag die Here baie naby aan julle wees. Ons dink ook aan ander op ons Dorcaslys, so Sarah wat met kanker gediagnoseer is, mense wat swaar kry. Mag julle in hierdie tye onthou dat die Here ook lyding verduur het, dat Jesus Christus verstaan en dat hy by julle is in hierdie tye. Gaan leef en weet, julle is nie alleen nie. Sterkte. Ons dink ook aan almal wat verjaar, mag die Here julle seën. En ons nooi julle uit om volgende week en Vrydag deel te wees van ons welkom tuisbraai. Kyk na ons afkondigings, kyk na ons kommunikasie en kom kuier lekker saam met ons. En dan volgende Sondag reik ons uit na luipaardsvleis te huis vir bejaardes. Ons neem vir 125 bejaardes ietsie uit ons hart uit om vir hulle net die dankbaarheid te wys wat ons vir die Here het deur te gee en te dien. Kom saam en geniet die dag saam met ons. Het is ook nog nie te laat nie. Bring vir ons so gou as moontlik jou produkte, lyfroom of 'n seepie wat ons vir hulle kan neem. En jy is ook welkom om koekies saam te bring. Mag die week dan verder vir julle mooi loop. Kom ons sing 'n laaste lied saam wat getuig van ons oorwinning in die Here. Elke knie sal nou voor hom
daarom sal ek vir U sing. Halleluja, die graf is leeg, ek weet dat Jesus leef as oorwinnaar, vir ewig nou gekroon. Halleluja, die graf is leeg, ek weet dat Jesus leef as oorwinnaar, vir ewig nou gekroon. Ontvang dan ook vandag die seën van die Here. Mag jy vandag leef in die krag van God se volmaakte plan, met die wete dat sy liefde en vrede jou pad sal lei, en met die wete dit is volbring. Amen.